waar ons wil wees, Vader. Partykeer sit die wêreld soveel druk op ons om antwoorde te hê. Dis soos hierdie prentjie wat hy my wys van 'n salesman wat 'n kar aan jou wil wat 'n kar aan jou wil wat 'n kar aan jou wil verkoop. Hy wil dit nou doen want dit interest in hom. Maar u sê vir ons wag. En so is daar hierdie wêreld wat druk op ons sit om antwoorde te gee. Maar Abba, ons wil nêrens gaan as u nie saamgaan nie. As u nie vir ons die woorde gee nie, gaan ons stil bly. Then we just keep quiet and we wait on you. Bow down at your feet, we will wait on you. In your presence, we will wait unto you. Vergewe ons dat ons partykeer dinge op ons eie wil doen en vooruit wil hardloop in sekere dinge. Vergewe ons, Vader. En soos Julius altyd vir my gesê het, Rolf, moenie vooruit hardloop, want jy moet ook nie dat Abba vir jou wag nie. Step by step saam met u. Saam met u is ons groter verbondsvernoot en ons wag op u. Ja Vader, ons eer u, dankie dat ons die woord kan oopslaan en dat ons vanoggend saam in Matteus 3 hierdie boodskap, hierdie bekeringsboodskap wat Johannes, die doper, vir almal verkondig. Vir almal wat gekom het van ver af. En Vader, mag ons soos Johannes die doper aankondiger wees, instrumente wees wat aankondig dat ons Messias is op pad. Johannes wat in die woestyn gebly het vir 30 jaar, het nie die dinge nagejaag van die wêreld nie, maar hy het u hart nagejaag, en om net te spreek wat u spreek. Al was sy lewe van tyd duur bitter kort, soos Stefanus. Al het hy een preek gelewer, soos Stefanus. It was all worth it. Want u is die bepaler van elke asemteug. Wanneer ons lewe, wanneer u lewe gee in elkeen van ons, en wanneer u ons kom haal. Tussen my geboortedatum en my sterwedatum is daar 'n streepie. En wat beteken daardie streepie? Hoe het ons u verteenwoordig? Daarom wil ons leef vir u, Yeshua, want u het vir ons gesterf. Ons eer u, ons loof en ons prys u. Ek bid dat u nou my mond sal aanraak met 'n vuurkoel, en elke woord wat gespreek word uit die troonkamer. Come have your way in this place. En die wat aanlyn luister, Vader, mag u hulle so toefou, beklee met die waarheid, met u teenwoordigheid. It's in your presence that the yoke breaks. Ons eer u, Vader, ons loof en ons prys u. Ek bid dat u nou my mond sal aanraak met 'n vuurkoel, elke woord wat gespreek word uit die troonkamer, Abba, ons smag na u waarheid. Net u waarheid, net u woord. Leer ons. Heilige Gees, kom praat deur hierdie lippe van klei. Ons harte brand vir u, meer en meer van u. Minder van ons, soos Johannes die doper sê. Ons is nie waardig om die skoenrieme vas te maak. Voor u buig ons, koning Yeshua. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Yotevawai. Amen. Amen. So julle, ons is in nog steeds in Johannes 3. Dink ons gaan dalk nog so 2 weke hier bly. Johannes die doper in Matteus 3, ons is in Matteus, dankie, die vrugte van ware bekering, waarna ons kyk, en vandag se boodskap is kies, bekeer of buil. Watter een gaan jy kies? Gaan jy bekeer, terugkeer na Abba Vader se weë, of kan die buil teen die boomstam gesit word? So ons staan soos 'n bietjie stil by Johannes se boodskap, wat hy verkondig het, en in Matteus 3 vers 7 tot 12 staan daar, maar toe hy baie van die fariseërs, Johannes baie van die fariseërs en die sadduseërs sien kom om gedoop te word, sê hy vir hulle, o geslag, adder geslag, wie het julle gewaarsku om te vlug vir die troon wat aanbreek? Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie dink dat julle by julleself kan sê, ons het Abraham as ons vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham te verwek.
En nou lê die bou ook aan die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word dan afgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is magtiger as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur, en hy sal sy dorsvloer deeglik skoonmaak en sy koring en die skuur bymekaar maak, maar die kaf sal hy met onuitblusbare vuur verbrand. Johannes die Doper se boodskap was 'n boodskap van bekering. Die boodskap wat nodig was om vir die kinders van Abba Vader gereed te kry vir die koms van die Messias. Dit was 'n tweevoudige boodskap wat Johannes gebring het, van voordat jy die koninkryk kan ontvang, moes bekering eers plaasgevind het. En voordat hulle ooit die plek van seën kon binnegaan en deel kon wees van wat Abba Vader beplan het, die koninkryk, moes hulle by 'n plek van bekering, transformasie, 180 grade omkeer gekom het. Hulle moes kies om weg te draai van sonde af, van hulle eie persepsies, hulle eie dinge af. En daar moes 'n fundamentele verandering in hulle verhouding met Abba Vader plaasgevind het. En die manier waarop hulle lewens geleef het, moes verander het. En dit is wat wedergebore en regte aanraking in jou lewe, regte repentance, bekering, teshuva is die Hebreë woord, regtig in jou lewe doen. Jy verander. Kyk maar na Paulus se lewe. Paulus se lewe het toe drasties verander. Daar's nie nog so bietjie vashou aan die dinge van die wêreld nie. Jy verander totaal en al, want jy word gered. Nie net dat jy in die hemel kan wees nie, jy word gered terug na die roeping toe wat Abba Vader nog altyd vir jou lewe gehad het. 'n Heilige roeping. So bekering was die sleutelwoord van Johannes se boodskap. Nou bekering is 'n belangrike ding. Dis 'n groot Bybelse waarheid. En die vraag is om oor te ponder, want ons gaan nou daarna kyk, het die Fariseërs en die Sadduseërs verstaan van bekering? Het hulle verstaan van bekering? Het hulle verstaan wat Johannes praat as hy praat van bekering? En ons gaan nou daarna kyk, maar ons het gesien Johannes se boodskap in Matteus 3 vers 7 tot 12 kort preek bevat 5 elemente, naamlik die samekoms. Almal het gekom van oral af. Sadduseërs, Fariseërs, almal het gekom van die stad af, woestyn toe. Dis die eerste ding, hulle het bymekaar gekom soos 'n gemeente, soos die kinders van Abba Vader bymekaar gekom het. Die tweede ding is Johannes wat hulle die waarheid mee konfronteer. Want die waarheid doen, die waarheid sny soos 'n tweesnydende swaard. Die waarheid gee aanstoot. Die derde ding is Johannes het hulle veroordeel. Die vierde ding is die waarheid leer hy hulle oor die hel se vuur. Die brand, die vir ewig vir die wat nie terugkeer nie, die wat nie bekeer nie. Bekeer of byl. En dan die laaste ding wat Johannes doen is die vertroosting waarna ons volgende week gaan kyk in sy boodskap. Johannes was die profeet van Abba Vader, gesalf deur Abba Vader om die koms van die Messias, die koning Yeshua, aan te kondig. En die mense het vanuit die stad van oral af na die woestyn toe gestroom na Johannes toe. En dis soos net om daai prentjie te dink, veral vir ons wat nou naby Jerigo, daar waar hulle sê om en by Johannes vir Yeshua gedoop het. Dis woestyn. En nou sien jy al hierdie mense wat van oral af kom soontoe in die woestyn in om hierdie boodskap te kry, om te bekeer, om jouself neer te lê. Hulle het in groot getalle gekom. En met al die mense wat gekom het, het ons gesien laasweek, het daar spesiale groepe mense gekom. En dit is die eerste element van Johannes se boodskap, hierdie samekoms van verskillende stamme, verskillende menigte nasies wat gekom het. Hulle en dit is die gemeente, die kerk, almal kom by mekaar. En ons het gesien in Matteus 3 vers 7 staan, maar Johannes het gesien, baie van die Fariseërs en die Sadduseërs het ook gekom om te doop. En ons het laasweek gesien, die Fariseërs en die Sadduseërs sou alles doen om ingesluit te wees. Hulle wil deel wees, hulle wil nie uitgesluit wees nie.
En so sien ons die volgende stap van die element van Johannes die doper se boodskap, Johannes se konfrontasie. Hy konfronteer hulle met die woord. Johannes het die Fariseërs en die Sadduseërs gekonfronteer, want jy sien baie kere Spreuke 14, Spreuke 16 sê daar's 'n weg wat vir 'n man reg lyk, maar dit lei na die hel. Dit lei na die dood. So Johannes konfronteer hulle met die waarheid. Hy het vir hulle gesê, addergeslag, slanggeslag, wie het julle gewaarsku om te vlug vir die troon wat kom? Met ander woorde, hy sê vir hulle, julle slange, wat laat julle hardloop voordat daar bosbrand is? Watter vuur het julle laat hardloop? En ons het laasweek gesien, hierdie adderslang, waarvan Johannes 'n prentjie skep of 'n metafoor gee, is 'n klein slangetjie wat lyk soos 'n stokkie wat as jy hout optel dan byt daai slang jou. En wanneer 'n boer sy land sou brand, sou hierdie slangetjies voor die vlamme dan uit geskarrel het. Net dat hulle nie in die brand was nie. En so Johannes gebruik hierdie metafoor of prentjie van 'n giftige slangetjie om hulle geestelike toestand ook toe te dui. Om dit vir ons aan te dui. Johannes die doper bevraagteken hulle motiewe. Hy sê vir hulle, julle addergeslag, julle Fariseërs, Sadduseërs wat hier tussen is, wat is julle motief? Wat is jou motief? Is julle regtig berouvol? Of probeer julle net die straf vermy? En so vra Johannes die doper vir die Fariseërs en die Sadduseërs, wat het julle hierheen gejaag? Is dit werklik omdat julle daai ontzag het vir Abba Vader, vir die troon van Abba Vader? Wat is die ware motief? En so ontmasker met die gawe van die Gees van wat Abba vir hom gee, daai om te onderskei, ontmasker Johannes die werklikheid. Let wel, Johannes het baie goed geweet, hulle was nie daar vir bekering nie, hy het geweet. Hulle was nie daar om terug te keer na Abba Vader se weë nie, want hulle was so vol van hulle self. My opinie, hulle was eintlik daar om vir Johannes te kom vertel, hoorie, hoe verkeerd jy is, wie is jy? En so sien ons die derde stap of element van Johannes die doper se boodskap, naamlik Johannes se veroordeling. Want hy sê in Matteus 3 vers 8, dra dan vrugte wat by die bekering pas. En dit is iets wat ons nie verstaan nie, want ons kom almal uit kerke uit, ons glo in Yeshua en baie mense sal vir jou sê, maar ek was nog altyd in die kerk, ek weet nie regtig of ek regtig tot wedergeboorte is nie. Ek het was altyd in die kerk en daar's iets wat gebeur by wedergeboorte wat 'n hele transformasie in jou lewe verander. Miskien kan jy dalk nie die datum onthou nie. Ek weet dit was 18 April. Was my datum wat my hele lewe verander het. So Johannes sê eintlik vir hulle, hoor julle is vals manne. Julle is vals manne. Julle kom hiernatoe gehardloop soos almal anders en maak asof julle berou het, maak asof julle gaan repent en wil kamstig ook gedoop word deur die doop van bekering om met die Messias te identifiseer en om deel te wees. Maar hier's 'n valse motief hoor. Hier's 'n valse motief. Hoe weet Johannes dit? Dis deel van die gawes van die Gees wat Abba Vader vir ons gee. Wanneer ons wedergebore, wanneer ons Yeshua aanvaar, dan kom vul die Heilige Gees ons en dan doop Abba Vader ons in die gawes van die Gees. En een van die gawes is die gawe van onderskeiding. So Johannes kan dadelik agterkom. Hierdie motief is not real. Is nie waar nie. En hy weet, dit is nie ware bekering nie, want as dit was, sê hy, sou daar vrugte wees. Ek sou dit kon sien. So hoe sou Johannes dit sien? Want ons ken dit nie, ons verstaan nie dat wedergeboorte, daar gaan dadelik vrug wees. Jy gaan dit sien in mense se lewens. Jy gaan verandering in mense se lewens sien. En ons verstaan dit nie, want ons is geleer in kerke en waar ons was, dat ons glo in Yeshua en weens die genade is dit goed genoeg, ons hoef niks te doen nie. Ons hoef niks te doen nie. En as jy nog in daai vas glo, gaan vanoggend se boodskap jou regtig nogal toets, want ons gaan bietjie vra vir Abba Vader om ons te leer oor sy waarheid daaroor.
Want baie mense glo dat eens gered, altyd gered. So as jy op 'n stadium ingeplant was in die wingerdstok, hoekom sal jy dan doodgaan? Hoekom sal jy dit uitkap? Eens gered, altyd gered. Hoe werk dit dan? So bekering was die sleutelwoord van Johannes se boodskap. Want sien, ware bekering moet sigbaar wees in dade. Och nee, Rolf, jy kan nie soontoe gaan nie. Want ek word nie gered deur dade nie. Ek het dit nie gesê nie. Dis nie wat ek gesê het nie. So hoe Abba vir my hierdie prentjie ingekleer het, is deur te kyk na die tabernakel. Nou, almal het buite die tabernakel gebly, nê? En as jy buite die tabernakel is, al hoe jy kon inkom, is deur die weg. Yeshua sê, ek is die weg. So al hoe jy Abba Vader se teenwoordigheid kom, jy moes tot bekering gekom het. En dan kan jy deurkom, deur Yeshua kan jy inkom. So, nou is jy gered deur die bloed van die lam, nou kan jy in sy teenwoordigheid kom. Hoe meer tyd jy in sy teenwoordigheid spandeer, hoe meer sê hy vir jou, jy is nou heilige priesterdom. En heilige priesterdom het dade. Jy sien dit. Jy sien dit in hulle dade. Het die Fariseërs en die Sadduseërs geweet van bekering? Die Hebreëse woord, teshuva, het hulle geweet, dat Abba Vader reg deur die woord, nog die heeltyd vertel, keer terug na my waarheid toe. Absoluut, hulle het dit verkondig. Hulle het baie goed geweet, wat is bekering? Hulle het verstaan wat Johannes sê, dat Abba Vader sê, kom terug na my weer, maar hulle was so vol van hulle opinies en hulle doktrines, dat hulle het gedink, jy praat met die heidene, man. Jy praat met ons nie, ons lewe in God se wil. Hulle het goed geweet, bekering vereis dat die sondaar sy sonde laat vaar. Wat is sonde? Wanneer ek op 'n Vader se woord nie gehoorsaam nie. 1 Johannes 3 vers 4. En dat ons sekere gedagtes uit ons koppe kry, daardie sonde gedagtes uit ons koppe kry, en ten volle in sy gedagtes besluit dat ek nie meer wil sonde doen nie. Dit is bekering. Bekering is, ek wil nie meer sondig nie. En dit is hoekom Paulus sê, as ek my kry, dan doen ek die dinge, ek probeer so hard om die dinge te doen wat reg is, maar as ek my kry, dan, dis ons worstelstryd. Dis ons almal se worstelstryd. En hulle het nog altyd hierdie siening gehad, want dit is wat die woord ons leer. Die woord leer ons, keer terug na my weer. Dit was 'n boodskap wat deur al die profete, die hele tyd keer terug. Die Ou Testament of die Tanakh, wat die Fariseërs en die Sadduseërs daagliks bestudeer het, was letterlik gelaai met woorde wat mense oproep tot bekering. Om hulle lewe te verander, te transformeer, om sonde uit te skakel en in plek daarvan geregtigheid te vestig. Byvoorbeeld, gedeeltes in die Ou Testament, as ek praat van die Ou Testament, wil ek eerder sê die Tanakh, wat bekering beskryf, wat hulle bestudeer het, was onder andere in Esegiel 33 vers 18 tot 19 staan, as die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen, sal hy ten gevolge daarvan sterwe. Daar's die loon van sonde. En as die goddelose hom bekeer van sy goddeloosheid en reg en geregtigheid doen, dan sal hy ten volle daarvan lewe. Dan sê jy vir my, maar hoe kon hulle terugkeer, want Yeshua was nog hier in die kruis betaal nie. Hulle het geweet Yeshua gaan in die kruis betaal. Dit was nog altyd geloof. As jy Hebreërs 11 gaan het, hulle het geglo. Dawid getuig daarvan, dit was nog altyd die geloof in Yeshua. Dat Yeshua, al het hulle tot sterwe gekom en nie die belofte gesien nie, was dit nog altyd geloof in Yeshua. So almal het geweet wat is sonde, en almal het geweet om van sonde af weg te draai na Abba Vader toe, en bekering is dan sigbaar en prakties in jou lewe. Dan ook nog 'n voorbeeld in Hosea. In Hosea profeteer Hosea en sê, in Hosea 14 vers 1, bekeer jou Israel, dat Jotwawe jou God, want jy het gestruikel deur jou ongeregtigheid. Vers 3 sê hy, neem woorde met julle en bekeer julle tot Jotwawe, sê aan hom, vergeef alle ongeregtigheid en neem aan wat goed is. Neem aan wat goed is. So die Fariseërs en die Sadduseërs het baie goed geweet, Abba Vader roep sy kinders om van hulle sondes af weg te draai, na hom toe, terug te keer.
Sondes, hierdie eie geregtigheid, hierdie eie mindset van, maar ek is reg, hoor, daar's niks. Sondes, hierdie eie geregtigheid, het nog altyd ondergang veroorsaak, reg deur die woord. Daarom moet ek en jy hierdie ontsag hê voor Abba. Ons moet hierdie ontsag hê voor Abba en voor sy voete kniel en sê, Abba, ek toets my, deurgrond my hart en wys vir my, is daar eie geregtigheid hier binne in my? Is ek op 'n hoogmoed plek? Is ek op 'n verkeerde plek? Hoekom kom ek in opstand? Hoekom is daar opstand? Hoekom is daar sekere dinge wat gebeur? Abba, kom deurgrond my, wys my, leer my net die waarheid. Jy sien, sonde bring altyd skeiding en vernietiging. Eie geregtigheid bring altyd skeiding en vernietiging. Maar Abba Vader, so genadevol en barmhartig, roep sy kinders en ons vandag om terug te keer na hom toe. Abba Vader vra ons woorde en dade van ware berou. Ek en jy moet dit spreek, ons moet dit sê, jy moet nie net soos wat jy in die huwelik wil jy mos, as jy besef, ek was eintlik verkeerd in hierdie redenasie of in hierdie klein oorlogie, dan stap jy net so verby. Nee, dit vat, Abba leer my, maak jou sorry baie groter as wat jy wil. Maak jou sorry baie groter as wat jy wil. Praat met Papa God oor jou sondes. Moenie stil bly of verskonings maak nie. Ja, maar Abba, ek niks. Nee, maak jou berouvolle en ja, Abba, ek het dit nooit so gesien nie. Abba, ek is jammer, ek het in hierdie eie geregtigheid opgestaan. Vader, asseblief, vergewe my asseblief. En al wanneer dit gebeur, wanneer ek en jy hierdie ontsag het vir Abba Vader, moenie stil bly of verskonings maak nie. Bekering is nie selfregverdiging nie. Hoor mooi, bekering is nie selfregverdiging nie. Jouself te regverdig nie. Maar 'n oorgawe aan Abba Vader se barmhartigheid. Bekering is aktief. Jy keer doelbewus terug met woorde. Jy spreek dit, dis wat die woord ons leer in Hosea. Met woorde. Met erkenning van skuld. En met 'n hart wat wil verander. Dan in die boek Jona, roep Abba Vader vir Jona om na Ninive toe te gaan. En die mense te waarsku dat hulle stad vernietig gaan word. En as hulle nie hulle verkeerde weë laat vaar nie, dan is daar ding. In 1 Jona 3 vers 4 tot 5 sê Jona vir hulle, nog 40 dae, dan sal Ninive omgekeer word, as julle nie terugkeer na Abba Vader toe nie. Daar kom altyd oordeel. Sonde bring oordeel. Die loon van sonde is die dood. Wat het die mense toe in Ninive gedoen? Hulle het gerepent. Die mense van Ninive het teruggekeer, geteshuwa. En in Abba Vader geglo. Hulle het 'n vasdag uitgeroep. En groot en klein het rouklere aangetrek. En daarom is dit ook deel van die arsenaal van disippels van Yeshua, vas. Abba, ons wil vas en u raadpleeg, kom deurgrond ons, wys vir ons, Vader, ons wil by u voete kom neersit. Vader, ons wil vas. Nou, hierdie fariseërs was so selfversekerd. As jy die woord gaan bestudeer en geskiedenisboeke, hierdie fariseërs en sadiseërs het tot 2 keer 'n week gevas. Maar hulle was so selfvoldaan in hulle eie godsdiens. Dit wys jou net hoe die vyand jou kom blind maak. Jy is so selfvoldaan. So jy dink so jy's reg. Dat jy vas en alles, maar jy hoor glad nie die Heilige Gees. Want die Heilige Gees se karaktereienskap dit is wat ons oortuig van sonde. Net soos Johannes die Doper, 'n profeet van Abba Vader, mense tot bekering geroep het, so het Jona as 'n profeet van Abba Vader, die mense in Ninive tot bekering geroep. So Abba Vader waarsku mense nie verniet nie. Sy hart is dat ons sal agslaan op sy boodskap. En hoekom bestudeer ons hierdie gedeelte? Daar is nie so 'n woord in die woord toevallig nie. Ons is hier, want Abba roep ons terug te keer na hom toe, na sy weë.
Abba Vader waarsku mense nie verniet nie. Sy bedoeling is altyd bekering, 'n 180 grade terugkeer na hom toe en 'n herstel. Maar hoor gou weer, ware bekering moet gepaard gaan met 'n daadwerklike verandering in jou lewe. Dit moet gesien word. Want wat was die eerste reaksie op Jona se woorde in Ninive? Dis nie my opinie nie, hoor wat sê die woord. In Jona 3 vers 10 staan, en Jotai-Wawa het hulle werke gesien. Hoe duidelik is dit nie? Hy het gesien hoe hulle omgekeer het en teruggekeer het na sy weë. Hulle het, die woord sê, Jotai-Wawa het hulle werke gesien, dat hulle hulle bekeer het van die verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Die woord sê, Abba Vader het hulle werke gesien, dat hulle van hulle verkeerde weë weggedraai het. So, wil jy weet hoe Abba Vader ware bekering beoordeel of evalueer? Wil jy weet hoe sien Abba Vader wanneer iemand waarlik bekeer het? Wanneer iemand waarlik tot wedergebore gekom het? In hulle doen en late. Dis hartseer. Dis hartseer dat jy soms 'n kerk vol mense sit, maar jy kan dit nie in hulle doen en late sien. Dis hartseer dat almal weet ons moet uitgaan en honger mense, want dit is hoe ons liefde betoon teenoor Yeshua, Matteus 25. Dis hartseer dat almal weet ons moet dit doen, maar niemand is bereid om dit te doen nie. Dis hartseer as jy nie daardie vrug mee kan sien nie. Wanneer jy ander wil bedien en dit raak vir jou 'n werk. Wil jy weet hoe Abba Vader ware bekering beoordeel of evalueer? Deur jou werke, jou vrugte wat jy dra. Die woord sê nie Abba Vader het die almal Ninive se gedagtes gelees nie. Die woord sê nie Abba Vader het hulle gebede gehoor nie. Nee, die woord sê duidelik vir ons, Abba Vader het hulle werke gesien. So, wil jy weet of jou man of jou vrou waarlik tot wedergebore gekom het? Kyk na die vrug. Kyk na die vrug. Wil jy weet of jou kinders waarlik tot wedergebore gekom het? Kyk na die vrug. Dis hoe Abba aan dit kyk, en dis wat die woord ons leer. So die Fariseërs en die Sadduseërs het geweet van bekering. Trouwens, hulle self het die mense geleer wat Abba Vader se 9 norme van bekering is. Waarvan praat ek nou? Die Sadduseërs en die Fariseërs het die Tanakh vir die mense gaan leer, want daar was nie 'n woord soos wat ons 'n Bybel het op ons bedkassie nie. So hulle het na die sinagoge toe gegaan en die woord geleer, en ergens in die woord is daar 9 norme van bekering. Hulle het dit vir die mense gaan leer. Waar staan dit? Dis sekerlik een van die belangrikste gedeeltes in die Tanakh. En dit is in Jesaja 1 vers 16 tot 17, waar ons leer van 9 normes van bekering. Jesaja 1 vers 16 tot 17 bevat 9 duidelike opdragte of norme wat as 'n riglyn vir ware bekering geïnterpreteer kan word. Die 9 norme van bekering, jy kan dit self, ek gaan dit vir jou opsom, uit Jesaja 1 vers 16 tot 17 is, was jouself, was julle, maak jou innerlike lewe skoon. Met ander woorde, kom voor Abba Vader en sê, Abba, kom was my met die waterbad van die woord. Reinig jou, leef 'n suiwer en heilige lewe. Abba roep ons om heilig te wees. Afgesonder. Nommer 3, verwyder die boosheid van julle dade. Sny sonde uit jou gedrag uit. As jy weet dit is in jou mond waar jy doodspreek en skinder en waar jy in opstand kom of in rebellie, sny dit uit jou gedrag uit. Hou op om kwaad te doen. Doen daadwerklik iets. Hou op om kwaad te doen. Stop met verkeerde gewoontes en dade. Leer om goed te doen. Vorm nuwe gewoontes van reg en geregtigheid. Nommer 5. Hoor gou, 6. Soek die reg. Streef na geregtigheid in alle situasies. Dit is 'n hartsbegeerte wat in jou plaasvind, wat jy sê, maar ja, ek wil rarig net doen wat Abba vir my wys om te doen.
Because I've been here before. Ek is al hierdeur, nou gaan ek net doen wat Abba sê. Want as ek dit menslik gaan doen, gaan hierdie ding nie werk nie. Dan nommer 7, hoor gou, deel van bekering, help die verdruktes. Help die verdruktes, dis die woord, dis deel van bekering. Ewe skielik begin jy ander te help, die wat verdruk word. Tree op namens die wat swaar kry. Dis deel van bekering. So, hoe sien jy dat iemand tot bekeer kom het? Jy het ewe skielik 'n Yeshua hart wat omgee vir die wat swaar kry. Doen reg aan die wees. Die weduwees. Versorg en beskerm die vaderloses. Is dit wat ons as liggaam doen? Is dit wat ons doen? Kan ons daai vrug sien in die liggaam? Nee, maar Rolf, ons sien jou nie dit doen nie. Ons is nie 'n liggaam nie. Is ons nie almal tot bekering nie? Is dit nie wat ons as 'n liggaam moet doen nie? Verdedig die saak van die weduwee, tree in vir die weerloses en die armes. Dis dit nie hoekom ons straatliefde het nie? Dit is deel van bekering. Dis die 9 norme van bekering en dit is hoekom jy dit in die daad en in die werke kan sien. Nee, maar ek is nou te besig vir dit. As jy te besig raak vir dit, waar sit jy die prioriteit van Yeshua in jou lewe? Het jy waarlik tot wedergeboorte gekom het? Want as jy waarlik tot wedergeboorte gekom het, soos Paulus, verander jy alles. Jy los jou mentaliteit van dink maar ek kan dit nie meer doen nie. Jy raak ontslaaf van jou eie geregtigheid. Jy raak leeg van jouself sodat hy jou voel. Hy is die voorsiener, hy is die beskermer en jy begin hom te dien en hy is eerste in jou prioriteitslys. Die punt is, ware bekering is baie meer as net om spyt te wees. Dit vra aktiewe verandering. Dit vra wegdraai van sonde en draai na geregtigheid en omgee vir ander. Met ander woorde, die Fariseërs en die Sadduseërs hulle het die vrugte van bekering, hulle het geweet wat is die norme. En daarom sê Johannes die Doper vir hulle, dra dan die vrugte wat by julle bekering pas. En ek het dit nooit so gesien nie. Tot Abba my nou hierdie leer, dan is dit soos 'n wow, ware bekering dra vrug. Dra vrug. En daarom, wanneer jy disippels maak, want ons opdrag is om disippels te maak. So, in die disippels wat jy al gemaak het, of in die proses wat jy besig is om te maak, kan jou disippels kan jy die vrug al sien? Want as hulle Yeshua waarlik aanvaar het, dan begin hulle vrug te dra. Dan begin hulle om te gee vir die verdruktes, vir die wat swaar kry. Johannes, met ander woorde, kom nie na die Fariseërs en Sadduseërs en sê, hey, ander geslag, en praat met hulle Griekse woorde wat hulle nie kan verstaan nie, want hulle is Hebreë, hulle is Jode wat Hebreë leer. Hy praat nie met hulle, hy praat hulle taal, hulle verstaan wat hy sê. Ons verstaan partykeer nie wat hy eintlik vir hulle gesê het nie. Nou doen ons. Johannes praat hulle taal, dit wat hulle ook geleer het en verkondig het, en sê vir hulle, as julle hier is om werklik die bekering tot bekering te kom en gedoop te word en skoon gewas te word, dan moet ons dit kan sien. Dan moet ons dit kan sien in julle leefwyse. So let wel, Johannes se woorde, dra dan vrugte wat by julle bekering pas, is 'n aanklag, maar ook 'n uitnodiging. En as vandag vir jou 'n aanklag is, hoor mooi, dis ook Abba Vader se uitnodiging, bekeer terug na hom toe. Want moenie kom met vals vrugte nie, dit kom uit 'n hart wat regtig wil serve. Dit kom uit 'n hart wat regtig geen voorgee nie. Dit kom uit 'n hart uit, soos ons projek om broodjies te vat vir daai mense daar buite. Julle weet jy hoe amazing is dit? Weet jy hoe amazing is dit om vir iemand vandag, daai ou het vanoggend dalk gebid, en hier kom jy en hier gee vir hom brood en woord uit Vader se troonkamer uit. Daai mense se te sien dat Abba is nog steeds 'n lewende God. Al wat jy gedoen het, jy was maar net 'n instrument. Daai persoon het vir Abba gebid. Abba het geweet, hier is 'n klomp mense in Houtkruis wat vandag broodjies maak, mieliemeel,
Dit gaan uit. Wat het ons gedoen? Ons was net die instrumente. Abba bewerk dit. En mag hy ons meer gebruik. Mag hy ons meer gebruik. So Johannes het geweet hierdie Fariseërs en Sadduseërs gaan nie terugkeer nie. En weet jy hoe sad is dit? As jy hierdie opdrag wat Yeshua vir jou gegee het om disippels te maak, as jy dit werklik opvat en jy stap 'n pad saam met mense en jy begin hulle die waarheid te verkondig, jy getuig en hulle wil dit nie aanvaar nie. Hulle wil nie Yeshua aanvaar nie. Dis baie hartseer. Dis moeilik. En Johannes het geweet hulle ontvang dit nie. Hulle ontvang dit nie. En daarom sê hy vir hulle, en moenie dink om by julleself, met Matteus 3 vers 9, en moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit klippe kinders van Abraham op te wek. Met ander woorde, Johannes sê vir hulle, hou op om te dink, omdat julle afstammelinge van Abraham is, julle 'n paspoort na die hemel toe het. Nou hierdie woorde van Johannes was soos 'n sweepslag vir die Fariseërs en die Sadduseërs. Want sekere van hierdie vandag nog die ortodokse Jode glo vandag nog dat hulle deur hulle Joods, omdat hulle Jode is, gered is. En daarom praat hulle vandag nog van die verlossende verdienste van die Vaders. En interessant ook, volgens geskiedenisboeke het die Fariseërs en die Sadduseërs die mense actually geleer dat Abraham by die poorte, dat Abraham by die poorte van Gehenna sit. Wat is Gehenna? Die hel. Hulle leer, die Fariseërs en die Sadduseërs leer mense dat Abraham sit by die poorte van die hel om enige Jood wat per ongeluk of toevallig daarheen gekom het, terug te stuur. Dis wat die Fariseërs en die Sadduseërs geleer het. So die Fariseërs en die Sadduseërs het geglo en het baie Jode geleer dat hulle redding en seën van Abba Vader gewaarborg was as gevolg van die verdienste van Abraham, hulle voorvader. Hulle het geglo, dit is om Abraham se ontwil dat hulle skepe veilig is op die see. Dit is om Abraham se ontwil dat reën op die aarde val. Moses die wet kon ontvang en Dawid se gebede verhoor is. Alles as gevolg van Abraham. Met ander woorde, selfs goddelose Jode sou volgens hierdie Fariseërs en die Sadduseërs, baat by Abraham se verdienste. Maar Johannes die Doper het hulle siening hieroor skerp gekonfronteer. Deur te verkondig, 'n bose persoon kan nie gered word deur sy voorvader se godsvrug nie. Yeshua het ook later soortgelyke kritiek uitgespreek, ook gekonfronteer met hierdie waarheid. In Johannes 8 het Yeshua 'n intense gesprek met die Jode, waar hulle beweer, in Johannes 8 vers 39 sê hulle vir Yeshua, Abraham is ons vader. Wat sê Yeshua daarop? Yeshua antwoord hulle direk en sê in Johannes 8 vers 39 tot 40, as julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen. Die wat doen? Die werke. Yeshua sê dit vir ons. Dan sal jy die werke doen wat Abraham, regverdige werke. Jy sal gehoorsaam wees aan Vader se woord. Maar nou sê Yeshua verder, maar nou probeer julle om my om die lewe te bring. Iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat ek van God gehoor het, dit het Abraham nie gedoen nie. Met ander woorde, die Jode beroem hulle op hulle afstammeling van Abraham, en ek dink dit maak hulle outomaties regverdig voor Abba Vader, omdat hulle afstammeling is van Abraham. En Yeshua en Johannes ontbloot hulle vals sekerheid, en Yeshua sê vir hulle, ware kinders van Abraham doen die werke van Abraham. Dit wil sê, hulle glo en is gehoorsaam aan Abba Vader se woord. En dan kom Yeshua met die Jode met wie hy praat in Johannes 8 vers 44 en hy kom met 'n baie skerp uitspraak en hy sê, julle het die duiwel as vader. Amper soortgelyk wat Johannes vir hulle sê, addergeslag, slanggeslag. Yeshua sê vir, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader, dit wil julle doen. Julle wil die duiwelse begeertes doen. Julle wil selfvry wees, julle wil hoogmoedig wees, julle wil selfgesentreerd. Daardie begeertes wil julle doen. Julle wil lieg, julle wil skinder. Dit is alles deel van die Vader. Hy is die mensemoordenaar. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. En staan nie in die waarheid nie, omdat daar aan hom geen waarheid is nie.
Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is, nie vader daarvan. Met ander woorde, julle lieg, en julle doen presies wat julle vader doen, die vader, die duiwel. Jy sien, fisiese afstammeling, ras, kultuur en tradisie, red niemand nie. Red niemand nie. Omdat jy dalk 'n pastoor of 'n dominee se kind was, gaan jou nie red nie. Ware kinders van Abba Vader word gedefinieer deur geloof en gehoorsaamheid, nie deur waarvandaan jy kom nie. En Yeshua plaas geestelike identiteit bo etniese identiteit. En dis presies wat Johannes die Doper ook vir hulle sê in Matteus 3 vers 9. Moenie dink om by julleself te sê ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. So beide Johannes en Yeshua waarsku teen selfregverdiging op grond van afkoms. Dit gaan nie oor wie jou voorouers was nie. Dit gaan oor wat jy doen met die waarheid van Abba Vader en wie Yeshua in jou lewe is. So Yeshua het hulle geantwoord in Johannes 8, as julle Abraham se kinders was, sou julle sy werke doen. So weer eens, die vrug van bekering word gesien in die werke. Is dit nie rof nie, want ons is 'n liggaam saam. Waar is die werke? Waar is die werke? Waar is die oorgaan en Yeshua se liefde toon vir die armes? Is dit omdat ons nie waarlik tot bekering gekom het nie? Hoekom is die werke so? Hoekom is dit net vir 'n klein groepie? Hoekom is die hele liggaam nie? Waar is die werke? Is jy nie deel van 'n liggaam waar Abba jou plant om vrug te dra nie? Wat hom verheerlik nie? Dan onthou die verhaal wat Yeshua vertel het van die ryk man en Lazarus. Onthou julle daai verhaal? Hierdie verhaal illustreer verder dat ras of afstammeling nie redding bring nie. Die ryk man was 'n afstammeling van Abraham. Hy beland waar? In die hel. En het hel toe gegaan. Abraham se vaderskap het hom niks gebaat nie. En so kom Johannes en waarsku hierdie fariseërs en sadduseërs. Abba Vader kan uit klippe kinders vir Abraham maak. En dit simboliseer of die verwysing na heidene wat tot bekering kom. Hy praat van hierdie klippe, heidene wat daar buite is. Abba Vader kan hulle sal Yeshua aanvaar en hulle sal hemel toe gaan. Met ander woorde, as die Jode hardkoppig bly, selfgesentreerd bly, sal Abba Vader uit dooie rotse, heidene, lewende seuns maak. Dan ook in Matteus 8 vers 10 wys Yeshua op die geloof van 'n Romeinse offisier, 'n nie-Jood, en sê dat baie uit die ooste en die weste, heidene, saam met Abraham in die koninkryk sal sit, terwyl baie Jode uitgewerp sal word. So julle doktrine of julle geloof, omdat ek nou 'n afstammeling van Abraham is ek outomaties, het ek 'n paspoort hemel toe. Ain't happening. Gaan nie gebeur nie hoor. En daarom sê Johannes die Doper verder vir die fariseërs en die sadduseërs, Matteus 3 vers 10, maar die by lê ook teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Wat Johannes bedoel met die byl lê reeds teen die wortel van die bome is, hoor die oordeel is naby. Oordeel is naby. En bome wat nie goeie vrugte dra nie. Bome, reg hierdie woord, bome verwys na mense. En ek het dit al baie keer gesê, maar Markus 8, Yeshua vryf so aan 'n blinde man se oë, en dan vra Yeshua vir hom, wat sien jy? Dan sê hy, ek sien bome wat rondloop. Het Yeshua 'n verkeerde stelling gemaak? Hy maak nie foute nie, hy het sy geestelike oë eers oopgemaak. Want as jy verstaan dat bome reg deur die woord verteenwoordig mense. So Johannes bedoel die byl reeds teen die wortel van die bome is, oordeel is naby en bome wat nie goeie vrugte dra nie. Hoor mooi, as jy nie goeie vrugte dra nie, al glo in Yeshua. As jy al weet jy van Yeshua, Jakobus sê self Satan glo.
So oordeel is naby en bome wat nie goeie vrugte dra nie sal uitgekap word. En dis 'n prentjie van finale oordeel oor die wat nie ware bekering toon nie, wat nie ware vrug dra nie. Nou hierdie is 'n baie sterk stelling. Want in daardie dae het mense wingerde en boorde bewaak. En aan die einde van die oesseisoen sou die boer of die bewaarder van die wingerd of boord deurgaan en al die wingerdstokke en al sy vyebome ondersoek en nagaan. Hy sou deurgegaan het en gekyk het dat alles na die oes. En die vrugtelose wingerdstokke en die vrugtelose vyebome wat dood was en geen lewe geproduseer het nie, sou hy snoei en afkap. So in 'n landbou-illustrasie teken Johannes vir ons hierdie prentjie van Abba Vader uit, waar die byl teen die wortel van die boom kom lê, waar die vrugte van bekering nie sigbaar is aan die boom nie. Kan jy verstaan hoe belangrik dit is? Om die vrug te dra, want die byl gaan teen die boom gesit word. Dis hoekom jy deel word van 'n liggaam, van 'n boord, om vrug te dra vir Abba, nie vir jouself, om self verheerlik te wees nie. Daar waar hy nie vrugte vind nie, lê hy die byl teen die wortel van die boom, want wat aandui dat die byl wag om sy oordeelswerk te begin doen. Want so sal die boom sonder die vrugte van bekering afgekap en verbrand word. En dit is presies dieselfde illustrasie wat Yeshua gebruik in Johannes 15 vers 6, waar Yeshua sê, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die lood en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. So Johannes sê eintlik vir hulle, julle kan voorgee dat julle van die oordeel van Abba Vader vlug, julle kan voorgee, maar as daar geen vrugte is nie, as jy staat maak op jou selfvoldane selfvoldaanheid en jou afkoms van Abraham, is julle in baie groot moeilikheid. Want die byl is reeds aan die wortel van die boom gelê. Want daar is geen vrugte nie. Nou, daar is altyd 'n dreigende oordeel. Hoor gou mooi. Daar is altyd 'n dreigende oordeel. Want die oomblik wat jy sterf, die oomblik wat jy jou oë toemaak, is die oordeel daar. Kan die oordeel vroeër wees? Deuteronomium 28 sê so. Kies, as jy gehoorsaam is, gaan jy blessings wees. As jy nie gehoorsaam is nie, vloeke. Dit waar Johannes praat nie noodwendig van die finale groot wit troon oordeel nie. Maar hoor gou, wanneer jy sterf sonder Yeshua, op daardie oomblik gaan jy vir ewig uit die teenwoordigheid van Abba Vader wees. Dis oordeel. Dis die byl wat in die boom. Het jy 'n klou wanneer jy gaan jou laaste asem uitblaas? Het nie. Kan vandag wees. Kan môre wees. Die byl is klaar teen die boom se wortel. Het jy Yeshua aanvaar? Het jy bekeer? Draai jy vrug? Of gaan jy uitgekap word en vir ewig in die vuur wees? Dit bring Abba Vader oordeel en wraak selfs in hierdie lewe voordat ons sterf. Ons weet dit. Deuteronomium 28 vir ons sê vir ons, as jy Abba Vader se woord nie gehoorsaam en in sy weë wandel nie, dan bring jy dit oor jouself, want jy loop dan weg van hom af en dit is vloeke. As jy 'n lewe lei wat Abba Vader se beginsel skend, sal jy hier en nou gevolge lei. Jy sal nou gevolge lei en vir ewig gevolge lei. Deuteronomium sê dit vir ons, die hele boek Spreuke sê dit vir ons, dit gaan goed wees vir die goeie en sleg vir die slegte, nou en later. Die byl staan teen die wortel van die boom, en natuurlik uiteindelik die groot wit troon oordeel, die verskriklike vreesaanjaende oordeel, waar jy voor Abba Vader gaan verskyn. So Johannes moes sê, oordeel is so naby, soos wat Yeshua se koms so naby is. Veral vandag, oordeel is so naby, soos wat Yeshua se koms, sy tweede koms naby is. As die koning kom hy nie net om te red nie, maar hy kom om te oordeel. Deur hoe jy Yeshua aanvaar, bepaal of hy jou verlosser is
en of jy vir ewig in die hel gaan wees. So of hulle met hulle self bekeer, as hulle self bekeer, of dan is as jy jouself neerlê, leeg raak van jouself, jy bekeer, jy aanvaar Yeshua en jy raak leeg, of die byl is teen die wortel van die boom gesit. Kies, bekeer of byl. Wat kies jy? As jy nie bekeer nie, daardie vernietiging van die byl kom môre. Kom dalk vandag, as jy so sterf. Onthou, ek en jy bepaal nie die dag wat ons die eerste keer asemhaal nie. Nog minder, bepaal ons die laaste dag wat ons asem uithaal. Ons bepaal dit nie. Jy sê dalk vir my, wat van die mense wat selfmoord pleeg? Kom ons kyk wat sê die woord. Ons het nie beheer oor ons geboorte of dood nie. Daardie tye lê in Abba Vader se hand. En wie weet, miskien is dit vandag, miskien is dit môre, miskien is dit oor 3 jaar, miskien is dit oor 20 jaar, ek weet nie. David sê in Psalm 139 vers 16, U oë het my ongevormde liggaam gesien en in U boek is almal opgeskryf. Die dae wat bepaal is tot daar nog nie een van hulle was nie. In Job 14 vers 5 leer ons Abba Vader is in volle beheer. Is Abba Vader in volle beheer van elke mens se lewensduur. Gaan lees dit, Job 14 vers 5. Ons dae, ons maande, ons grense van die lewe is vasgestel alreeds. Ons kan dit nie verleng of verkort buite Abba Vader se wil nie. Met ander die dag van jou dood is in Abba Vader se hand en hy het reeds my en jou tyd bepaal. Daarom, omdat ons nie weet wanneer ons laaste dag kom nie, moet ons elke dag reg wees en die wyse keuse maak en sinvol leef. Bekeer vandag. Dalk is daar iets in jou lewe waarop jy so selfvoldaan is. Bekeer vandag. Die boodskap is uit. Ons lewe nie toevallig nie. Elke dag is 'n geleentheid wat aan my en jou toevertrou is. Asemhaling self is 'n geskenk. Dis genade. Jy het vandag genade beleef toe jy wakker word en jy hoef niks te gedruk het om asem te haal nie. Dit is net outomaties. Dis Abba Vader se genade. Dis nie reg nie. En dit herinner ons elke dag om dit reg te gebruik. Is jy besig om vrug te dra of nie? So wat was die Fariseërs en Sadduseërs, die dopers se veroordeling? Niks. So of net so vandag, of die boodskap gaan jou lewe verander? Of absoluut niks in jou lewe doen nie. Priesterskap was nie oop vir verkiesing of selfaanstelling nie. En ek en jy word geplant met 'n doel om vrug te dra. En as jy nie gaan vrug dra nie, as jy gaan opstand bring in die orde wat Abba Vader gestel het, die byl staan teen die wortel van die boom. Sê die woord vanoggend. Sê die woord. Heiligheid is nie onderhandelbaar nie. Abba Vader is heilig en verwag dat sy dinge op sy manier hanteer word. Geestelike trots lei tot vernietiging. Selfvoldaanheid lei tot vernietiging. Hierdie ouens het gemeen. Ons kan soos Aaron, ons kan ook doen wat hy doen. Maar hulle het nie die roeping of is deur Abba Vader aangestel nie. Hulle het nie die geregtigheid daarvoor gehad nie. So hierdie 4 is oordeel teen trots. Dis oordeel teen wetteloosheid en ongehoorsaamheid. Dan in Deuteronomium 4 vers 24 sien ons Abba Vader is 'n verterende vuur. En in Deuteronomium 32 vers 22 sê Abba Vader, want 'n vuur is aangesteek in my troon en het gebrand tot die doderyk daaronder. En dit het die aarde met sy opbrengs verteer en die fondamente van die berge aan die brand gesteek. Abba Vader se oordeel is regverdig, is heilig en is diep. En daar's gevolge wanneer ons as sy kinders hom verwerp, wanneer ons hom vergeet of hom ondergeskik stel, hom nie meer prioritiseer as nommer 1 in ons lewens nie. Die punt is, ons moenie met Abba Vader se heiligheid speel nie.
as gevolg van ons eie hoogmoed en selfverheffing nie. En dit afwater met verskonings. Waar's die ontsag van Abba Vader? Want hy is die verterende vuur. Abba Vader is liefdevol, maar hy is ook regverdig. En hoor gou baie belangrik. Abba Vader se troon teen sonde is ernstig. En daarom ons word geroep tot bekering, terug te keer. In Jeremia 4 vers 4 sê Abba Vader, besny julle en verwyder die onbesnydenheid van julle hart. Dat my grimmigheid nie soos 'n vuur uitgaan en brand sonder dat iemand kan blus nie. Weens die boosheid van julle handelinge. Wat julle doen. So hier leer Abba Vader ons vir innerlike verandering. Ons moet nie net sekere rituele volg nie. Dan moet 'n verandering innerlik wees wat oorspoel dat jy omgee verander. Dis nie genoeg om net deel te wees van 'n kerk of om sekere tradisies te doen nie. Abba Vader kyk na die kondisie van jou hart. Sny die sonde uit jou hart uit, nie net uit jou vlees nie. Anders sal die vuur van Abba Vader se oordeel jou verteer. En as dit nie genoeg duidelikheid is nie, dan kom ons koning en hy kom vervul vir ons en hy sê vir ons in Matteus 5 vers 22 waar hy sê, maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die reg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Met ander woorde, Yeshua waarsku teen haatvolle woede teenoor ander mense, minagting en belediging, selfs woorde kan geestelike moord wees. Arrogansie en selfregverdiging as jy ander afmaak en jouself beter sien as ander. Yeshua sê dat woede en belediging van ander mense, sy Abba Vader se kinders, selfs al lyk dit klein in jou oë, ag maar ek het maar net 'n grappietjie gemaak. Spreek baie duidelik daaroor. Moenie kom en sê jy het 'n grappie gemaak, dit kom uit jou hart uit. Moenie sê jy het 'n ou grappietjie gemaak nie. Die woord waarsku ons daarteen. Al lyk dit klein in jou oë, in Abba Vader se oë is dit baie ernstig wanneer jy ander afmaak. Yeshua sê met ander woorde, Abba Vader kyk nie net of jy iemand fisies doodgemaak het nie, hy kyk of jy iemand in jou hart minag of afmaak. As jy nie hierdie ernstig opneem nie, daar's gevolge. Dan laaste, Yeshua sê ook in Matteus 5 vers 29, as jou regteroog jou laat struikel, ruk dit uit en gooi dit van jou weg. Dis vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam en in die hel gegooi word nie. Hier waarsku Yeshua dat onbekeerde sonde ernstig gevolge het. Ja, ek kyk maar net. Pas op, Job het 'n covenant met sy oë gesluit om nie te kyk nie. Dit is van kardinale belang. So egbreek is nie net die fisiese daad nie, dit begin deur hoe jy kyk en wat jy toelaat in jou gedagtes. En daarom is dit belangrik om sonde te beveg. Yeshua sê dat ons ernstig moet wees oor die sonde in ons lewens. Dat ons radikale besluite moet neem om sonde uit ons lewens te verwyder. Soveel so dat jy eerder iets kosbaar sal opoffer as om jou siel te verloor in die vuur vir ewig. So hoekom nie vandag vir Heilige Gees vra of dan nie dalk iets in my lewe is wat my geestelik laat struikel nie? Wat gaan in jou gedagtes aan oor ander mense? Is daar haat, woede of sit jy dalk met welis? Is jy bereid om dit op te gee, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oog, die grootsheid van die lewe? Is jy bereid om dit op te gee, om naby aan Abba Vader te wees? Sal jy bekeer as jy 2 kledingstukke het? Daarom sê Yeshua in Matteus 7 vers 19, elke boom
wat die goeie vrugte dra nie, word afgekap en in die vuur gegooi. Hoor gou, die vraag is nie net of jy bely dat jy Yeshua ken nie. Maar hoe lewe jy nadat jy Yeshua aanvaar het? Hoe lewe jy? Dra jy vrug? Yeshua verwag van my en jou, sy volgelinge, dat ons vrug dra. Want dit wys jy behoort werklik aan hom, jy abide in hom. Hierdie vrug sluit in liefde, nederigheid, regverdigheid, al 9 vrugte van die Gees in Galasiërs 5. Maar ook die gehoorsaamheid aan 'n Vader se wil in jou lewe. En 'n boom wat geen vrugte dra nie, is nutteloos. Yeshua waarsku, geloof sonder vrug is dood. Jy kan nie net sê jy glo nie, maar dan sondelik en onvrugbaar leef. Waar daar geen vrug van bekering is nie, is daar geen werklike verhouding met Yeshua nie. En as daar geen werklike verhouding met Yeshua is, volg daar oordeel. Wat sê Yeshua? Yeshua sê vir sy disippels in Matteus, is dit Matteus 7 vers 21 sê hy, julle preek, julle doen sekere goeders, maar ek ken julle nie. Ek ken julle nie. Gaan weg van my. Daarom moet ons verhouding, ons moet oorgaan in 'n verhouding, hy leef in ons. En daarom dra ons die vrug van die Gees. Jy sien dit in mense se lewens. Jy sien die vrug. Jy leef dit. Kom ons bid so saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Ja, Vader, u woord spreek direk met elkeen van ons vandag. En ons leer nou oor hierdie gedeelte, dat dit wat verkondig word, eens gered, altyd gered, vals is. Dis die vyand wat ons kry om die vrug te dra nie. Dit wat verkondig word, dat ek hoef net te glo en ek hoef nooit vrug te dra nie, is die leuen van die vyand. En ons wil nie daardie vader van die leuen meer, ons wil nie vereenselwig meer met sy karaktereienskappe nie. Ons wil u dien met ons hele hart. Kom deurgrond ons hart. En Vader, u leer ons, as ons self voldaan is, as ons op hierdie hoogmoedige plek is, mag ons vandag vir Heilige Gees vra om ons harte te deurgrond. En as ons nie eers met die stem van die Heilige Gees kan hoor nie, dan vra jy huweliksmaat. En as hulle nie vir die waarheid wil sê nie, gaan vra daar waar Abba Vader jou geplant het. Hoorie, kan jy sien ek dra vrug? Jy weet klaar wat sy antwoord. Want Heilige Gees praat direk. Dra jy vrug? Vrug sal by. Daar's nie 'n wonder. Daar's nie 'n wonder nie. Jy weet, dra jy vrug of dra jy nie vrug? Jy weet wat is die motief van jou hart? Want Heilige Gees, Yeshua sê die Heilige Gees ons al die waarheid kom leer en nog meer. Vader, daarom kom ons vandag voor U, ons kom kniel voor U en vra, en ons sag, kom kniel ons voor U en sê, Abba, was ons self skoon, was ons so skoon met die waterbad van die woord, was ons skoon van selfvoldaanheid, was ons skoon van hoogmoed, was ons skoon van ons eie opinies en die manier hoe ons sekere goeder sê, en die manier hoe ons sekere dinge doen. Ons wil U vrug dra, ons wil U verteenwoordig, ons wil in U boord wees, en ons wil vrug dra, daarom snoei ons, sodat ons vele vrug kan dra vir U. Come have your way in our lives. Vader, ons wil leeg wees voor U, sodat U ons kan vul met meer en meer en meer van U. Moses het in gehoorsaamheid die tabernakel gebou. En toe hy klaar is, toe sê Abba vir hom, okay, gaan nou uit, dat ek die tabernakel kan vul.
Net so sê Abba vandag vir my, hierdie is my tempel. Yeshua het hom ten duurste gekoop. Gaan nou uit jouself uit. Raak leeg van jouself sodat ek die tempel wat ek ten duurste gekoop het kan vul. En wanneer hy ons vul, as jy 2 kledingstukke het, sal jy een vir die armes gee, want jy kry 'n hart, 'n nuwe hart. Hy verander 'n hart van klip na hart van vlees. Jy sal geregtig, jy sal nie verder vat wat nie in jou behoort nie. Jy sal regverdig gaan in alles wat jy doen. Vader, ons wil vra dat U ons sal help, ons wil nie sondig nie. Was ons skoon en leer ons U weer. Ons wil vele vrug dra vir U. Dankie vir U woord, dankie vir U liefde. Ons loof, ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewaweh. Amen. Amen.